Deuteronomium, hoofstuk 7. Die Here jou God gaan jou in die land bring waarheen jy oortrek om dit in te neem. Hy gaan baie nasies voor jou verdryf. Die Hittiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaaniete, Feresiete, Jewiete en die Jebusiete, nasies wat baie groter en magtiger is as jy. En wanneer die Here jou God hulle in jou hand gee en jy hulle oorwin, moet jy hulle almal met die banvloek tref. Moenie hulle genadig wees en 'n ooreenkoms met hulle sluit nie. Daar mag nie 'n ondertrouery wees nie. Moenie jou dogter vir sy seun gee as vrou nie, en moenie sy dogter as vrou neem vir jou seun nie. Hulle sal jou seuns afvallig maak vir my, en dan sal hulle ander gode dien. Dan sal die Here baie kwaad word vir julle, en hy sal julle baie vinnig uitroei. Julle moet die volgende met hulle doen. Gooi hulle altare om, breek hulle klippilare af, kap hulle Asherah-pale stikkend en verbrand hulle gesneede beelde. 'n Heilige volk is jy vir die Here jou God. Die Here jou God het jou tussen al die volke van die aarde uitverkies om sy eienoomsvolk te wees. Die Here het julle lief gehad en uitverkies, al was julle die kleinste en geringste volk en nie so groot soos die ander volke nie. Omdat die Here julle lief gehad het en hy die eed gehou het wat hy aan julle voorvaders gemaak het die Here julle met 'n sterk hand bevry uit die slawehuis en uit die mag van die Farao, koning van Egipte. Jy moet weet en verstaan dat die Here jou God werklik God is. Hy is die getroue God wat sy verbond en genade in stand hou vir 1000 geslagte vir die mense wat hom lief het en sy gebooie gehoorsaam. Maar die mense wat hom haat sal hy elkeen persoonlik straf en vernietig sonder versuim. Wees daarom gehoorsaam aan die reëls, regulasies en voorskrifte wat ek vandag aan jou voorhou. En as jy gehoorsaam is aan hierdie gebooie deur dit na te kom en uit te voer, sal die Here jou God die verbond wat hy met jou voorvaders gemaak het in troue liefde met jou nakom. Vir jou sal hy lief hê, seën en meer laat word. Die vrug van jou liggaam en van jou grond, die koring, die mos en olyfolie, as ook jou beeste en kleinvee sal hy seën en laat vermeerder in die land wat deur hom aan jou voorvaders beloof is en nou aan jou gegee is. Jy sal meer geseënd wees as enige ander volk wat op aarde is. Geen man of vrou of enige van jou diere sal onvrugbaar wees nie. Die Here sal alle siektes van jou af weghou. Daardie verskriklike siektes wat jy in Egipte leer ken het, sal jou nie tref nie, maar dit sal jou vyande tref. Sorg dat jy al hierdie volke wat die Here jou God in jou hand gaan gee, uitroei. Moet hulle nie verskoon of jammer kry nie. Jy mag nooit hulle gode dien nie, want dan sal jy in 'n struik beland. Miskien sal jy vir jouself sê, hoe gaan ek hierdie nasies wat soveel groter en sterker as ek is, kan oorwin? Maar moenie vir hulle bang wees nie. Onthou wat die Here jou God gedoen het met Farao en die hele Egipte. Jy het met jou eie oë al die verskriklike dinge, al daardie tekens en wonders gesien. Met 'n sterk hand en uitgestrekte arm het die Here jou God jou daar uitgelei. Die Here jou God sal dieselfde doen met hierdie volke waarvoor jy so bang is. Die van hulle wat oorbly en vir jou wegkruip, sal die Here jou God met perdebye tuister totdat hulle ook omgekom het. Moenie vir hulle bang wees of vir hulle skrik nie. Die Here jou God is met jou. Hy is 'n ontzagwekkende groot God. Met tyd sal die Here jou God hierdie nasies een vir een voor jou uitdryf. Moet hulle nie vinnig uitroei nie, anders kan die wilde diere te veel word om te hanteer. Die Here jou God sal hulle almal in jou hand oorgee. Hy sal verwarring onder hulle bring totdat hulle almal uitgeroei is. Hulle koning sal hy ook in jou hand oorgee, en jy moet hulle name onder die hemel uitwis. Daar sal niemand wees wat teen jou staande kan bly, totdat jy hulle almal uitgeroei het nie. Al die beelde van hulle gode moet jy met vuur vernietig. Jy mag nie die goud of die silwer waarmee hulle gemaak is begeer en vir jou vat nie. As jy dit doen, sal jy in 'n struik beland. Hulle is iets walglik vir die Here jou God. Jy mag ook nie sulke walglike goed in jou huis bring nie, want as jy dit doen, beland jy self ook onder die banvloek. Beskou hierdie goed as iets walglik en haat dit. Dit is goed wat onder die banvloek is.